Ons tema is openbaring vanuit 'n koninkryksperspektief. Ek gaan 'n bietjie agtergrond ten opsigte van die koninkryke. Daar is 2 koninkryke in die Bybel. Dis God se koninkryk en Satan se koninkryk. Punt, einde van die storie. En iemand wat iets anders leer, ken duidelik nie sy Bybel nie. En hy kan vir my in die Bybel nou maar gaan uithaal en gaan wys. Maar ons weet volgens Efesiërs 6, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag en gesag in die lug. So wat ook al gebeur op hierdie wêreld, moet ons verstaan in die konteks van hierdie 2 koninkryke. God se koninkryk en Satan se koninkryk. God se koninkryk in ons infiltreer Satan se koninkryk in die wêreld. Verstaan ons so asseblief. So dit wat ek vir jou gaan leer vandag en dit wat ek vir jou gaan vertel wat ek ken, moet jy dit so verstaan en daarom is ons tema op Satan se rol in wêreldse koninkryke en regerings. Terwyl ons so sit en ons daaroor dink, voordat ons die woord oopmaak en lees, kom ons sluit net die oë. Ons vra die Here om saam met ons te wees hier. Ons hemelse Vader, U is God, U is heilig, heilig, heilig. Die engele besing U lof. Here, ons gelowiges probeer by dit kom, maar ons het nie die woorde nie. Al wat ons kan doen is om ons hande op te steek en te sê aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. En o Here, omdat ons glo in U en ons glo in die woord en ons seker is wat U woord is waar, wil ons graag uit die woord uit leer en die gereed is vir die tye wat baie naby is, op hande is en wat ons glo die wederkoms voorafgaan, soos wat die woord sê. Vader, en wanneer ons die woord nou oopmaak en daai uit gaan lees en daai uit gaan leer, dat ek dat die Heilige Gees ons sal lei, vir ons die insig sal gee, vir elkeen wat die boodskap hoor, elkeen wat dit ontvang, sodat die geestelike insig sal hê om te verstaan, maar Here nie net te verstaan nie, dit ook te gaan leef. Leef in U koninkryk tot eer van die naam van ons hemelse Vader, tot uitbreiding van die koninkryk, tot vrug in die koninkryk wat vir U aangenaam is en vrug wat vermeerder. Dankie Here dat ons nog die woord kan oopmaak, dat ons nog die vryheid het om dit te doen. Ons waardeer dit en ons is dankbaar daarvoor. Wees dan so met ons. Amen. Die rol van Satan in die wêreldse koninkryke kan ons baie maniere beskryf. Maar een van die eerste gedeeltes waar ons lees van die wêreldse koninkryke kom uit Daniël uit, baie bekende gedeelte uit Daniël 2 uit, van die beeld van Nebukadneser wat hy van gedroom het. Ek gaan vir jou net die gedeelte lees wat Daniël uitgelê het, sodat ons dit kan verstaan wat die konteks is. Ons sal nou 'n bietjie meer op die beeld ingaan. Maar vir nou wil ek jou ook nooi om dan Daniël 2 te gaan lees, as jy hierdie verhaal nog nooit gedoen het. Gaan lees gerus die gedeelte. Ek lees vir jou vanuit Daniël 2 vanaf vers 37 af. Antwoord Daniël die koning Nebukadneser en hy lê sy woord, hy lê sy droom uit. Hy sê: U is die groot koning. Die God van die hemel het aan U heerskappy, krag en die mag en eer gegee. Hy het die hele bewoonde wêreld, die mense, die wilde diere en voëls in die mag gegee. En U is die heerser oor almal gemaak. U is die kop van goud. Na U sal 'n ander koninkryk na vore kom wat nie so belangrik is as die van U sal wees nie. En daarna 'n derde, die een van brons wat oor die hele wêreld heerskappy sal voer. Die vierde koninkryk sal so sterk wees soos yster. Yster vergrys alles en stamp dit fyn. Soos yster wat alles vergrys, so sal die koninkryk van die ander fyn stamp en vergrys. Die voete en tone deels yster en klei, wat U gesien het, wys op 'n koninkryk wat verdeel sal wees. Dit sal iets van die sterkte van yster hê, want soos U gesien het, is daar yster tussen die klei. Die tone en voete deels van yster en deels van klei, wys dat die koninkryk deels sterk, deels swak sal wees. Dat U gesien het, dat die yster met klei gemeng is, daar sal ondertrouerheid tussen die mense wees. Maar hulle sal nie 'n eenheid word nie, net soos yster nie met klei meng nie. In die tyd van daardie konings sal die God van die hemel 'n koninkryk oprig wat nooit vernietig sal word nie.
Hierdie koninkryk sal nie deur 'n ander vervang word nie. Dit sal 'n ander koninkryk platrap en vernietig, maar self sal dit vir altyd bestaan. En dat jy 'n klip uit die rots sien losbreek het sonder dat 'n hand daaraan geraak het en dit yster, brons, klei, silwer en goud verpletter het. God wat magtig is het aan die bekend gemaak wat in die toekoms gaan gebeur. Die droom is waar en daar is geen twyfel nie. Dan gaan ek vir jou gedeelte lees uit Daniël 7 uit. Maar Daniël ook in die konteks het hy 'n gesig gehad. Sodat jy sal nou sien hoe goed by mekaar kom. Daniël het 'n droom gehad in die eerste regeringsjaar van koning Belsasar. En hy het 4 groot diere uit die see gesien opkom. Elkeen was anders as die ander. Die eerste het soos 'n leeu gelyk, hy het arelsvlerke gehad. Terwyl hy kyk, is sy vlerke afgeruk en is hy opgelig, sodat hy op 2 voete gestaan het soos 'n mens, en 'n mens se verstand is aan hom gegee. Die tweede dier het soos 'n beer gelyk. Hy het op sy agterpote gestaan en 3 ribbebene in sy bek gehad. Daar is vir hom gesê: "Vreet maar, vreet soveel vleis as jy wil." Toe ek weer sien, was daar nog 'n dier, een soos 'n luiperd. Hy het op sy rug 4 vlerke gehad soos die van 'n voël. Hy het 4 koppe gehad en aan hom is heerskappy gegee. My nagtelike visioen het voortgeduur, en toe ek weer sien, is daar 'n 4de dier, skrikwekkend, vreesaanjaend en baie sterk. Hy het groot ystertande gehad en alles wat voorkom verslind en vermorsel, en wat oorgebly het met sy pote verkrap. Hy was anders as die vorige diere en het 10 horings gehad. Terwyl ek stip na die horings kyk, het daar 'n klein horingkie tussen hulle uitgekom, en 3 van die ander is uitgeruk om vir hom plek te maak. Hierdie horing het mense oë gehad en 'n mond wat allerlei verwaande dinge kwyt geraak het. Dan gaan ek vir jou nog 'n gedeelte lees uit Openbaring uit. Openbaring 17. Dis 'n redelike stuk, so kom maar net saam met my in hierdie gedeelte. Toe het een van die 7 engele wat 7 bakke het gekom en met my gepraat. Kom, ek sê jou, ek sal jou wys hoe die oorlog vertrek word, oor die berugte sedelose vrou wat by baie waters bly en die konings van die aarde onsedelik verkeer het. Die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar onsedelikheid. Ek is toe deur die Gees meegevoer en toe sien hy die volgende. Die engel het my na die woestyn geneem, daar het ek 'n vrou gesien wat op 'n helder rooi dier sit. Die dier was oortrek met godlasterlike name en het 7 koppe en 10 horings gehad. Die vrou was uitgedos in pers en helder rooi klere en opgetooi met goud, edelstene en parels. In haar hand het sy 'n goue beker vol losbandigheid gehad, die onreinheid van haar onsedelikheid. Op haar voorkop was haar naam geskrywe en dit het 'n verborgde betekenis. Die naam was Groot Babylon, die moeder van die sedeloses en van die losbandiges op die aarde. Dan gaan ek gaan so 'n bietjie spring en dan kom die engel en dan verduidelik hy vir Johannes wat die uitleg is. Die dier wat jy gesien het, was eers te sien nou nie. Hy gaan uit die onderaardse diepte uitkom en gaan na die verderf toe. Die bewoners van die aarde wie se name nie van die skepping van die wêreld af in die boek geskrywe staan nie, boek van die lewe geskrywe staan nie, sal verwonderd wees as hulle die dier sien, want eers was hy en nou is hy nie, en tog sal hy wees. Hier is verstand en wysheid nodig. Die 7 koppe is 7 berge. Daarby hulle het die vrou haar setel. Verder is hulle ook 7 konings. Die eerste 5 het geval. Die 6de is nou hier. Die ander een het nog nie gekom nie. Wanneer hy kom, moet hy kort rukkie bly. Die dier wat eers was en nie nou is nie, is self die 8ste. Hy hoort by die 7 en gaan verderf. Die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings. Hulle het nog nie die koningskap gekry nie, maar hulle kry saam met die dier 1 uur lang gesag as konings. Hulle het een en dieselfde doel voor oë en hulle stel hulle mag en gesag tot die dier se beskikking. Hulle sal teen die lam oorlog voer, maar die lam en saam met hom die wat geroep en uitverkies en getrou is, sal hulle oorwin, omdat hy die Here van die heersers en die koning van die konings is. So daar is 3 gevalle waar in die Bybel waar hierdie koninkryke van die wêreld uitgelê word of gegee word deur die Here aan die mense. As ons kyk na Daniël se Nebukadneser se droom in Daniël 2 en ons begin kyk na Daniël se droom in Daniël 7, as daar so nogal vergelykings te tref ten opsigte van die koninkryke. Nou moet ons ook so 'n bietjie geskiedenis ken en weet wat in die geskiedenis gebeur het, en dit is wat die Bybel so 'n wonderlike boek maak. Want
Want al hierdie profesieë het alreeds waar geword. Hoekom is dit vir ons belangrik om hierdie goed te ken, sodat ons weet wat Satan se rol is in sy voorspel in die wêreld tot die koms van die Antichrist. Jy gaan deur hierdie boodskap sien hoe Satan die wêreld gespeel het en hoe hy die wêreld getoets het in die koninkryke om die wêreld voor te berei vir die einde. Hy doen ook sy voorbereiding, net soos ons voorbereiding doen en net soos die Here besig is om sy voorbereiding te doen. Nou die kop van goud en die leeu van Daniël 7 is die ryk van Babylon gewees. Ek gaan baie vinnig hier oorgaan. 605 tot 539 voor Christus. Die bors en arms van silwer wat gelyk is aan die beer in Daniël 7 is dan die Medo-Persiese ryk gewees. Hy was in beheer van die wêreld 539 tot 331 voor Christus. Daarna kom die heupe van brons, die Grieks, wat dan ook die luiperd is van Daniël 7. Luiperd met die 4 koppe. 331 tot 168 voor Christus. Dan is daar die snaakse dier met die klomp horings, bene van yster, monster met 10 horings. Ek noem hom die monster met 10 horings, want Daniël beskryf hier reg. Monster met die 10 horings. 168 voor Christus tot 476 na Christus is die Romeinse ryk. Maar dit hou nie daarop nie. Want hierdie dier met die 10 horings is nou nog vandag steeds. Maak hy sy merk op die wêreld in die voete van klei en yster vandag. Ek gaan nie baie in detail hieroor ingaan. Maar ons weet uit die vorige lesse uit wat ons gedoen het in Openbaring, het ons geleer dat die Romeinse ryk het nog steeds sy invloed vandag in die wêreld. Deur onder andere die Rooms-Katolieke Kerk, hierdie pausdom deur met iets soos die Jesuïte, die vrye messelaarsbewegings en dies meer, beïnvloed hulle nog steeds die wêreld. Daar's baie verduidelikings rondom hierdie voete van klei wat gemeng is met yster. Maar vir ons fokus terwille van Satan se rol, dink ek, is dit net genoeg dat ons weet dat hierdie dier, hierdie monster met die 10 horings en die voete van klei is nog steeds aktief nou vandag. Dis waar ons is, heiliglik. Dan is daar die rots wat die beeld vernietig, dis Jesus se koninkryk in die kerk. Die wat Jesus se koninkryk verstaan, die verstaan hoe Jesus die geheime plan van God in plek val, weet dat Jesus infiltreer Satan se wêreldse koninkryke deur sy kinders, deur die kinders van God, en Satan kan niks daaraan doen nie, want dit is 'n geestelike koninkryk. Enigiemand wat vir jou sê, Jesus se koninkryk moet nou kom in 'n spesifieke land, is besig om heeltemal uit die bus uit te val. Nergens in die Bybel staan dit so geskryf nie. Jesus se koninkryk is geestelik, in ons, God in ons, die Heilige Gees in ons, in die kerk, nie om regeringskap te vat nie. Enige mens wat namens Jesus tans wil regeringskap vat oor die wêreld is besig om by Jesus te steel. Hulle is besig om Jesus se erfporsie te steel. Ons moet hierdie ding baie duidelik verstaan. En dit is deel van Satan se verleidingsplan in sekere van die geloofsgroepe, Christelike groepe vandag. So wees baie versigtig waarna ons luister en waarvoor ons ore uitgee. Want die verleiding, die groot verleiding is deel van Satan se speelplan. En hy sal die Bybel gebruik. Hy sal die woord gebruik. Ek meen dat die Bybel gebruik teen Jesus. Dink jy regtig hy gaan nie die Bybel teen jou gebruik? Ons moet wakker wees, ons moet wakker verstaan, ons moet hierdie koninkryk konsepte moet ons verstaan om te weet hoe ons geloof moet leef tot eer van God. Wanneer ons verder kyk na die wêreldkoninkryk, ek wil hierso ons spesifiek op Openbaring so 'n bietjie fokus. Hierdie monster, hierdie dier met die 7 koppe en die 10 horings en die vrou. Ek gaan nie baie op die vrou fokus vandag, want dit is nie my fokus nie. Ek gaan meer op die dier wees. Dit stel ook ryke voor wat in die wêreld was, regeer het. Maar hierdie ene is die totale ryke. Daniël se beeld gee nie al die ryke.
Dit gee dit net van die tyd van Babylon af, tot en met nou. Openbarings gee al die ryke wat daar in die wêreldgeskiedenis bestaan het. In die eerste een, in die eerste van die 7 koppe, of die eerste 2, is Egipte en Assirië. Dit was voor Daniël. Dit was die Egiptiese en die Assiriese koninkryk. Die Egiptiese koninkryk het bestaan in die tyd wat Israel uit Egipte in Exodus, waar die Exodus gebeur het. Die Assiriëse het dan daarna gekom en toe kom Babylon, waar ons die kop van goud en die leeu in Daniël 7. So ek gaan nou net vanoggend oor gaan dat julle verstaan. Daarna is dit die Mede-Perse wat dan die skouers van silwer en die beer is. Daarna kom die Grieks-Macedoniese koninkryk, die brons en die luiper. Daarna kom die Romeinse koninkryk, die monster met die 10 horings. Maar nou raak dit interessant, want ons is nou in die gemengde een. Ons op bo is die blokkie as jy hom nie sien nie. Ons is nou in die gemengde wêreldkoninkryk. Na Jesus kom. Dit is interessant, na Jesus het alles verander. Kyk hoe dit verander na Jesus, waar hierdie spesifieke wêreldentiteite opgestaan het voor Jesus. Na Jesus is dit weg en is daar so 'n geheel vermenging van koninkryke. Elke land het sy eie koninkryk letterlik. Daar is nie meer hierdie Hitler het dit probeer, van die ouens, Napoleon het dit probeer, maar het nie reg gekom nie. Maar voorlaat het dit nie toegelaat. En ek dink dit is juist om die geloof, sy koninkryk die geleentheid te gee om in die wêreld en uit te gaan. Die dier self in Openbaring word dan verklaar om die antichrist te wees. So ons hoef nie te skrik wanneer ons van hierdie dier oor die 7 koppe en die 10 horings lees nie. Ons hoef nie te skrik daaroor nie. Dit is dood eenvoudig, is die verklaring hierdie. Die 10 horings wat daar dan gepraat word, is die een wêreldregering wat geprofeteer word, wat onder die antichrist se beheer gaan wees. Is dit duidelik vir julle? Daar is sekere waarskuwings in die Bybel uit ten opsigte van die wêreldse koninkryke en regerings en Satan se spelplan. 1 Johannes 2 vers 18 sê, kinders, dit is die laaste uur. Nou as dit al gesê word in Jesus se tyd. Dis die laaste uur. Ek wil jy moet mooi kyk wat sê die stukkie hier. Soos julle gehoor het dat die antichrist kom, bestaan daar nou baie antichriste. Wat sê Johannes? Hier is dan so 'n paar dekades na Jesus geskryf. Daar bestaan nou reeds antichriste in Johannes se tyd al klaar. Daaruit sê hy dan waar ons weet dat dit die laaste uur is. Die volgende gedeelte, 2 Johannes 1 vers 7 sê, want baie verleiers het in die wêreld ingekom, verlede tyd. Baie verleiers het in die wêreld ingekom, die wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. Dit is die verleier en die antichrist. Die verleier hier, in die laaste gedeelte, verwys na Satan. Dis hoekom ons praat van die groot verleiding wat op pad is. Kyk hoe maklik, jy gaan sien hoe maklik word die wêreld verlei, bietjie later in die lees. Sommer nou. Hoe maklik Satan reg kry om die mensdom te verlei. En hy sê al klaar, en dit is die antichrist. So die antichrist se beplanning is al reeds. Van na Jesus het Satan gekom met sy spelplan om die wêreld voor te berei vir die koms van die antichrist, die groot antichrist wat gaan opstaan. So verstaan waar Satan vandaan kom in sy spelplan deur die wêreld heen oor die hele geskiedenis. Daar is 'n interessante gedeelte, ons almal ken Efesiërs 6, ek het hierdie een vir jou in Engels aangehaal. In die Geneva Bible is Efesiërs 6 vers 12, die volgende. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, and against the worldly governors. Die wêreldse regerders
Dan gaan hy aan. The princes of darkness of this world against spiritual wickedness which are in high places. Ek wil graag jou fokus hierso op plaas, dat ons wat Efesiërs 6 vers 12 ken, uit ons gewone Bybel uit, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die kragte en mag en gesagte in bose in die lug. Hy het nie hierdie worldly government gedeelte in nie. En ek gaan volgens hierdie gedeelte wat in die Geneva Bible staan, nou die Geneva Bible is redelike ou vertaling, dis die onlangse vertaling. Ek dink dat hy was voor die King James Version al. So ek wil myself dan verstout om te sê dat ek wil myself meer vereenselwig met Efesiërs 6 vers 12 soos hy geskryf is in die Geneva Bible. Veral as ons kyk hoe dit lyk in die wêreld en hoe dit gegaan het in die wêreldgeskiedenis, dan begin hierdie worldly governance vir ons al hoe meer sin maak. Die duiwelse invloed in die wêreldse koninkryke en regerings begin al reeds in die tuin van Eden. Kyk mooi met die versoeking wat Satan na die mens gebring het. Kyk, let baie mooi op na hierdie gedeelte. Hy het vir Eva gesê, maar God weet, as julle van die boom van kennis van goed en kwaad eet, julle oë sal oopgaan, hoor hierson, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Satan self het in opstand gekom, ons het in die vorige les daarna gekyk. Satan self het in opstand gekom teen God om God se plek in te neem. Satan wil soos God wees. En hy bring die versoeking na die mens toe en sê, jy kan soos God wees. En Satan hou hierdie versoeking dwars deur die geskiedenis. En ons moet bitter snaaks, is eintlik ironies en baie hartseer. Laat die mens nie uit die geskiedenis uit leer. Hy kan nie God wees nie. Maar tog is daar heeltyd pogings van die mens om God te probeer wees. In hierdie versoekingsplan van Satan, wat nie verander het. In die 6000 jaar, sedert Adam en Eva, het hierdie plan nog glad nie verander nie. Jy gaan nou sien. Ter agtergrond wil ek net gou so 'n bietjie iets oor die geesteswêreld sê. Sodat ons net die konteks kan in mekaar ry. Binne in die bose magte bestaan daar territoriale geeste wat mag het oor 'n spesifieke gebied, geografiese gebied, en hulle regeer oor hierdie geografiese gebied. So sal daar so byvoorbeeld 'n spesifieke bose mag wees oor Amerika, oor die lande in Europa, oor Rusland, selfs oor Suid-Afrika. Het Satan spesifieke magte, principalities aangestel. Dis waar teen ons stryd is. Maar hierdie geeste kan niks reg kry as hulle nie fisies in 'n liggaam is nie. Daarom maak hulle gebruik van die mens om hulle agenda te bevorder. Self kan hulle dit nie reg kry nie. Hulle is te swak daarvoor. Hulle is nie God nie. Want dat hulle self deur die geskiedenis voorgegee as gode, dit het ons ook gesien toe ons die seuns van God behandel het. Nou, hoe het hulle die mens deur die geskiedenis gebruik? Baie interessant. Dat daar so in die geskiedenis nasies was wie se regerders as gode geëer was. Gaan terug na Genesis 3 vers 5. Waar Satan kom en mens probeer verlei om soos God te wees, gaan hy na die regerders van hierdie wêreld toe en hy verlei hulle. Hy gaan inteendeel na die hele wêreld. Hierso is van die nasies, noem ek hierso. Al in Egipte, al die farao's is as gode geag. Japan, China, daar so is 'n nasie Natchez, Sudanese, die Boeddhiste, Indonesië, Tibet, die Inkas,
in Nepal. Al hierdie nasies het hulle regerders as gode geag en as gode geëer en aanbid. Kyk hoe kry Satan dit reg deur die geskiedenis. Om met hierdie versoeking na die mens te kom en te sê, jy kan soos God wees. Hy gaan na die regering toe en sê, jy kan soos God wees. Want kyk hoe regeer jy oor jou nasie. Kyk hoeveel mag het jy. En dis wat hy wil doen, hy wil die mens soveel mag gee as moontlik. Dis nie al nie, in die geskiedenis is daar, ek het 95 mense getel. 95 individue wat hulle self verklaar het as God. Of deur hulle volgelinge verhef is om 'n God, om die statusposisie van 'n God te hê, wat daar ruiterlik gesê is, hierdie mens is 'n God. Kyk hoe gebruik Satan dieselfde versoeking oor en oor en oor. Maar kom ons kyk net so 'n bietjie ter agtergrond. Wie is van hulle? Lang terug, 2800, 2500 voor Christus. In Sumerië was daar iemand die naam Gilgamesh. Daai tyd het die mense nog lang geleef. Hy is as 'n god geag gewees. In Mesopotamië was daar iemand met die naam Naram-Sin wat aanbid is, 'n mens wat aanbid is as 'n god. Dit is so 'n paar, daar's baie, ek het nou nie almal nie. In Babylon weet ons van Nebukadneser en ons weet van Belshazzar, wat hulle beelde laat bou het, wat dan aanbid moes word. In Griekeland kyk ons na Alexander die Grote en Antiochus II en Antiochus IV Epiphanes. Hulle is almal as gode aanbid. Rome, Julius Caesar, 42 voor Christus, as hy aanbid. Na Jesus kom die Rooms-Katolieke Kerk en hulle verklaar Maria, die moeder van Jesus in 300 na Christus, as 'n God. Sy word hulle tussenganger, neem Jesus se plek. Verder is daar so hulle saints, wat hulle ook bid. Gewone mense, wat hulle vat en hulle verhef hulle na 'n goddelike status toe en bid letterlik tot hulle in plek van God. Satan se spelplan. Hy hou aan en aan met dieselfde ding. Kom ons is belangrik, jy gaan nou sien. Jy dink miskien is in die geskiedenis. Kom ons kyk na ons moderne mense. George Washington, ex-president van Amerika. Hy word vandag nog in sekere plekke in Hawaii gesien as 'n god. Ons moderne wêreld. Adolf Hitler, Goebbels, het hom genoem 'n demigod. Goebbels wou letterlik 'n Hitler godsdienst begin. Hy was op pad gewees. Daar is sekere verregse sektes in Duitsland wat nou nog glo Hitler was 'n god gewees. Vandag in ons moderne wêreld. Prins Philip, Duke of Edinburgh, in sekere plekke en daar's 'n sekere dorpie in Ierland waar hy geag word as 'n god. In ons moderne wêreld. Hierdie goed is nie net geskiedkundig, dit bestaan vandag nog. Dit is vandag nog besig. Wat van ons eie Nelson Mandela? Hulle het 'n wêreldwye dag waar almal Nelson Mandela dag vier. Hoekom is daar nie 'n wêreldwye dag vir Christus nie? Is dit nie maar 'n teken dat hulle hom aanbid nie, dat hulle hom ag as 'n god nie? Ons mense hou daarvan om mense op te hef tot 'n spesifieke status. As 'n sekere profeet, uit die Afrikaanse geleerde spesifiek, wat die volgende kwyt geraak het. Hy het gesê, Suid-Afrika sal nie herstel onder blanke beheer, totdat die Suid-Afrikaner nie geleer het om nie hulle eie mense te aanbid nie. Wanneer Suid-Afrika se mense ophou kyk na mense,
beslag kyk na God, sal die Here dit verander. Ongelukkig is ons Suid-Afrikaners baie geneig om terug te val, jalery, sal jy die boere kom lei, hoe daai liedjie kos gevat. Almal het skielik na die jalery geroep om hulle te kom verlos. Wat van die Here? Wat van Jesus se koninkryk binne in hierdie wêreldse koninkryk? Hoekom roep ons nie na Jesus toe? As dit maar kos gevat het, as Jesus kos gevat het, soos die liedjie die jalery destyds kos gevat, kan jy dink hoe anders sou ons gewees het? Maar nee, ons kyk na mense en ons wil mense navolg, eerder as wat ons vir God wil navolg. Daar is 'n direkte geestesinvloed in die wêreld. Nou ek kan vir jou baie dinge sê daar, maar vir die praktiese kan ek sê vir die praktiese toepassing van hierdie spesifieke les, kyk ek spesifiek na Suid-Afrika. En watter geeste in Suid-Afrika erken word. Watter van hierdie bose magte en gesagte spesifiek in Suid-Afrika erken word om te regeer. En wat die regering van Suid-Afrika beïnvloed. En ek kon hulle name in die hande kry, ek het 'n hele les hieroor. Maar ek gaan net vinnig hieroor gaan. Daar is die voorvader hoofgees wat genoem word onder die naam Mwari of Nkulunkulu, hang af onder watter ras jy is. Hy is die sogenaamde hoofgees wat dan ook sou geskep het en waar al die ander geeste hulle self onderwerp. En die woord Nkulunkulu roep hulle ook ons God, want daar is die ander naam van. Dan is daar die Ndao of Mandawe, naamlik die watergeeste. Hulle beïnvloed handel en oorwinning. Die al gesien wanneer die ANC regmaak vir 'n verkiesing, dan is die Sangomas daar. En skielik is daar so baie tipe offers. En so 'n hele ruk gelede was daar aan die Natalse kus hierdie groot storie gewees wat hulle bok of skaap wou gaan offer en die mense in opstand gekom daarteen. Groot stories gewees. En dat is juist vir hierdie watergeeste wat die oorwinning verseker. Daar is die Isitunanaiwa. Dit is die profetiese gees. Jy sal hom onder andere in die kerke kry. Mense hier links en regs. Wees maar versigtig. Nkanyamba of Kanyapa. Dit is die vuurslang wat aanbid word vir finansiële voorspoed. Daar is die Meermin of die Nzunza. Dit is die halfmens vis of slang. Hy is vir 'n skoonheid en 'n lang lewe word hy aanbid. Kanyapa, daar is die rivierslang. Dit is finansies, vrugbaarheid en seksualiteit. Word hierdie geeste aanbid. 80% van Suid-Afrika se mense aanbid hierdie God. 80%. Ons is nie 'n Christelike land nie. Ons soek na ander alternatiewe. Hierdie natuurlike opstand wat in die mens is teen al wat 'n godheid is, teen gesag, gebruik Satan tot sy voordeel om die mens te verlei weg van die koninkryk van Jesus af. Vir die van julle wat dit nie weet nie, die ooskus van Suid-Afrika, naamlik Natal, is die hooftoegangsarea vir hierdie watergeeste. Ek weet waar ek het gehoor van 3 spesifieke geeste, ek gaan dit nie in detail bespreek nie, 3 spesifieke geeste wat in Natal aan die ooskus opgeroep word, vanuit die see. So as jy sien mense met hulle swart en wit en rooi kleertjies stap daar in en begin waterspad, glo my, hulle is besig om te dood. Hulle is besig om te voorvader aanbid, hulle is besig met die geeste. Nou die agtergrond hiervan, kom ek terug na die dier met die 10 horings toe volgens Daniël 7 vers 7 tot 8.
En begin ons al hoe nader kom na die anti-kris. Kyk hoe maklik is dit vir Satan om die wêreld deur die geskiedenis mense te laat aanbid, en jy dink, hy gaan sukkel om die anti-kris. Nee, die wêreld gaan strompel, voordat ons strompel om die anti-kris, so enkelste omhels en aanbidding te staan voor hom. Die geskiedenis bewys dit. Daarom moet ons weet, waarvoor ons moet uitkyk as gelowiges. In die laaste dag. Hy gaan net weer vinnig teruggaan na die dier met die 10 horings. Die 10 horings is verteenwoordiging van een wêreldregering onder leiding van die anti-kris. Dit gaan 10 lande wees wat saam staan. En moenie dink dit gebeur nie, dit gebeur alreeds. Kyk hoeveel unies is daar. Die VVO is 'n voorspel. Die Europese Unie is 'n voorspel. Die Afrika-Unie is 'n voorspel. Die BRICS-lande is 'n voorspel. Al hierdie lande wat so bymekaar kom, Satan gebruik dit in die wêreldse koninkryke in 'n poging om eenheid onder die verskillende volke te hê, totdat hy die 10 lande gaan kry, wat gaan hande vat om op te staan onder beheer van die anti-kris. Die een spesifieke horing wat praat, is die anti-kris self. Nou hy kom uit en dan stamp hy hierdie ander horings uit. En dit wys heen dat die anti-kris gaan 3 lande vernietig. Om vir homself plek te maak. Hy voel niks nie. Die anti-kris voel niks. Hy sal 3 lande vernietig. Terwille van sy eie eer. Kom kyk dit in konteks met Openbaring 17. Die 7 koppe is die 7 wêreldheerskappye deur die geskiedenis. En binne in hierdie 7 heerskappye deur die wêreldgeskiedenis het Satan vir homself mense aangestel as gode. Ons het gekyk na die eerste 5 wat gekom en gegaan het: Egipte, Assirië, Babylon, Mede-Perse en die Grieke. Die 6de is Rome in Johannes se tyd toe hy die visioen gehad het. Maar die visioen sê hy is nou. Rome was dus die 6de regering. Ons is nou in die 7de, die voete van klei. Ons is onder, dit is verby, die tyd is verby. Die 8ste is die anti-kris wat gaan opstaan vanuit die Romeinse stelsel. Ek glo hy gaan vanuit die Romeinse stelsel agtergrond hê. Ek glo dit vas. Want dis wat hy vir ons sê in Openbaring, hy was eers. Hy is nie nou nie, en hy gaan weer wees. Dus, is dieselfde een wat weg is en wat weer na vore kom. Die 10 horings dui vir ons op die een wêreldregering onder leiding van die anti-kris. As jy hierdie konteks begin verstaan, en jy verstaan hoe Satan hier gespeel het, dan kan jy sien hoe hy, kyk wat Satan doen. Julle ken ons die storie van Antiochus Epiphanes, wat in Israel ingekom het. Hy het Israel ingeval, en hy die tempel, hy die godsdienst verbied, en hy het toe die beeld binne in die tempel geplaas, sodat Israel het moet aanbid. Hy het die priesterdom van Israel verlei om hom binne in die tempel in te vat. Die priesters van Israel. As jy dit wil lees, gaan lees dit gerus in die boek van Makabeus, in die Apokryfe. Vertel dit baie mooi. Dit is Satan se voorspel gewees in 'n poging om reg te maak vir die koms van die anti-kris. Dis wat die geskiedenis van Antiochus Epiphanes, daai hele voorspel is 'n profetiese gebeurtenis ten opsigte van die eindtyd. Daar is soveel goed wat jy daar kan uithaal wat dui op presies wat die anti-kris gaan doen, want Satan speel. Die tyd van die groot siekte in die wêreld, nou onlangs, is 'n toets gewees
van Satan, om te kyk hoe maklik die mense daarvoor val. En hoe maklik het ons gegaan vir die gesigsbeskerming. Hoeveel profetiese aanduiding is daar ten opsigte van die merk van die dier? Jy kon nie gaan koop en verkoop sonder die gesigsbeskerming. Hoe maklik was dit? Hoe maklik was dit? Hoe maklik was dit gewees om mense uit die kerk te hou oordat? Hoe maklik was dit gewees om lofprysing tot God stil te maak in daai tyd? Want nou mag kerke nie gesing het, niemand hulle gaan mekaar aansteek. Maar mense is banger vir die regering as wat hulle is vir God. Hulle luister eerder na die menslike gode, in aanhalingstekens, as na die God, die skepper, die koning van die konings, die Here van die Here. Nee, dat ons prioriteite regkry. Hoe maklik gaan die wêreld nie val vir die anti-Christen? Maar die geskiedenis al reeds bewys. En juist daarom wil ek gou so 'n bietjie kyk na die anti-Christ. Ek gaan nou nie in vreeslike diere, ek gaan nou nie vir julle elke Bybelgedeelte skryf nie, of lees nie, dit gaan net te veel wees. Maar julle is welkom om na die tyd te kom en hierdie Bybelgedeeltes by my te kry. Die anti-Christ gaan 'n mens wees. Nie 'n organisasie nie. Nie iets anders nie. Die Bybel is baie duidelik, hy gaan 'n mens wees. En die geskiedenis bewys ook, hy gaan 'n mens wees. Met satanistiese krag en vermoë. As die Bybel gedeeld is. Moontlik soos Jesus. Ek sê moontlik. Gaan hy sterf en weer lewend word, want Openbaring praat van die dodelike wond wat hy het. En kan jy dink in die wêreld as hierdie ou doodgaan? Hier word hy doodgemaak. En 2 of 3 dae later staan hy op in die dood. Kan jy dink hoe die wêreld oor hulle voete geval? En die ergste daarvan is, dan kan hy ook nou reg gaan Bybelprofesie uithaal en van toepassing maak op homself. Deur die geskiedenis 95 mense wat hulle self verklaar het as God en die mense dit aanvaar. Nasies wat hulle regerders verhef het. Antichrist gaan kom met 'n smile, man. Sonder probleme. Die Antichrist gaan regeer vir 42 maande of 3,5 jaar. Volgens Openbaring 13 en Daniël 7. Spesifiek rondom die dag. Hy sal stelselmatig deur oorlog, verleiding en politieke spel tot mag kom. Dis hoekom ek sê, wees versigtig wat jy glo in die politiek vandag. Want dit wat lyk asof dit is dalk nie wat dit is. Want die Bybel sê, wanneer hulle roep vrede, 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 gaan die vernietiging oor hulle kom. Soos in die dae van Noag, dat alles rustig gaan wees, gaan die vernietiging oor hulle kom, en gaan die verleiding hulle oorval. En onthou, dis 'n belangrike woord om te onthou hier in die einde, verleiding. Wat is die maklikste om te doen? Kom ons kyk net na wat Trump gedoen het nou die afgelope ruk, en ek haal hom spesifiek uit, want ons ongelukkig baie mense wat wou Trump. Maar omdat hy sy ekonomiese hulp weggevat het van die res van die wêreld of van baie lande af, veroorsaak hy onstabiliteit in daai lande. En dit is presies wat die Antichrist wil. Want nou kom die Antichrist in en hy bring vrede binne in daai land. Kan jy jouself inneem in Suid-Afrika? Al die biljoene dollars. En die ANC regering het nou nie geld om SASSA te betaal. Wat gaan gebeur? Al die pensioentrekkers gaan in opstand kom. Onstabiliteit. En hier stap die Antichrist in en hy bring onmiddellike vrede binne in Suid-Afrika.
Dis die Messias. Dis wat die Bybel sê. Prins van vrede. Al kom hy. Oorlog, verleiding, politieke spel. Soek dieper. Moenie oppervlakkig kyk nie. In alles wat in die wêreld gebeur, soek dieper. Verstaan dit in die koninkryksspel. God se koninkryk, Satan se koninkryk. Want dis die twee wat oorlog maak teen mekaar. So alles wat goed lyk in die wêreld, pas op. Die Engelse sê, if it's too good to be true, it's not true. Hy sal oorlog maak teen die gelowiges en hulle tydelik oorwin. Sy oorwinning sal tydelik wees. Oorlog kom van twee kante af. Maar dis 'n ander gesprek. Maar ja, hy sal definitief oorlog maak teen die gelowiges. Hy sal die vervolging doen en dis reeds in plek in Suid-Afrika. Gaan ek weer sê, die Pepura wetgewing, die Bellabel is spesifiek geskryf om die Bybel as boek tot van haatspraak te verklaar. Die Pepura wetgewing is spesifiek geskryf as 'n aanslag teen die kerk. Bellabel is geskryf as 'n Christelike aanslag dat die Christendom uit skole gehaal word. Maak nie saak hoe oulik dit klink nie, maak nie saak hoe mooi dit is. Dit is 'n direkte aanval teenoor Christendom. Hy sal, die antichrist sal, die vrou in rooi, wat op hierdie stadium glos is die Rooms-Katolieke Kerk, die vrou van verleiding, vernietig in samewerking met die 10 heersers vir een wêreldregering. Antichrist sal direk verantwoordelik wees daarvoor. Maar uiteindelik word hierdie antichrist deur Jesus oorwin by Armageddon. Dat is ook 'n les op sy eie. Wat gee ek vir jou hier? Wat ek vir jou sê is, kyk na die geskiedenis. Dit is wel belangrik om die geskiedenis te kyk. Kyk na die geskiedenis. Kyk hoe Satan in die geskiedenis die wêreld magtig gemanipuleer. Selfs sogenaamde Christelike regerings. En hy toets en hy speel en hy berei die wêreld voor vir die koms van die Antichrist. Dis op hande. En dinge val al hoe meer in plek daarvoor. En as jy dit kan verstaan uit die geskiedenis, dan gaan dit vir jou makliker wees om Openbaring te verstaan. En te weet presies wat God se plan is en hoekom hy gaan optree soos hy optree. Want hierdie versoekings is so in die mens ingeprent om self God te wil wees. Dat soos dit in die tyd van soos dit in die tyd van Noag was, waar die mens so korrup was, dat daar geen ander oplossing was as om te vernietig. Is dit presies wat gaan gebeur in die einde, maar hierdie keer, soveel meer, soveel erg, as wat dit in die tyd van Noag was. Daarmee sluit ek af.